Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom aan almal vir u vanoggend. Ons weet hier is ook familie, vriende. U is altyd welkom in ons midde. Kom ons sê ook net, indien u dalk vandag nie is hier by ons gemeente, ons het hier voor die kerkgebou is daar 'n boom, 'n dra die naam Welkomboom. Dus as jy meer inligting wil hê oor die gemeente of net mense wil ontmoet, gaan gerus soontoe. Daar sal ouderlinge wees wat jy daar kan ontvang. Die kollektes vandag albei die kollektes dis vir die diakonale kas en vir Crossroads. Ons gee vanoggend die blomme hier voor in die kerk vir Nico Blighnout. Nou hy het 'n aaromleiding bo in sy been, liesgedeelte ondergaan. Baie vinnig, baie ernstig. Ons is baie dankbaar dat hy besig is om ook mooi te herstel. Dan wat verdere meelewing betref, naas die in die nuusbrief, Johannetjie van der Walt was vanoggend hier. Sy het net vir ons gesê dat sy sukkel om vir Dr. Frans vanoggend te laat opstaan. Dr. Frans is 'n emeritus predikant van ons gemeente. Ons het ongelukkig nie meer inligting nie. Kom ons dink ook aan hulle in hierdie tyd. En dan vra ons ook die voorbereiding vir Willem Wieringa, wat op hierdie stadium terminaal siek is. Hy is in Cape Gate Hospitaal opgeneem. Kom ons dink aan hom as ook aan Gerda. Na die erediens vanoggend gaan ons dan 'n gemeentevergadering hê waar tydens ons 'n predikant vir die gemeente gaan beroep. Ek gaan later meer daaroor sê. En dan is ons vanoggend bevoorreg om weer 'n doopgeleentheid te kan meemaak tot ons geloofsversterking. Dis die doop van Mila wat tel. Die pragtige ou dogtertjie van Annay en Bernard wat tel. En wat die geleentheid ook baie besonders maak is dat ouma Karen is hier, ook oupa Roelie en ouma Leanne van die kerk van Woester, en dan ook 'n ouma grootjie vanoggend wat hierdie geleentheid kan meemaak. Wat 'n belewenis. Dit is Mimi van die kerk en ons wil vir hulle sê ons deel in julle dankbaarheid vanoggend. Ons verklaar nou dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons gaan begin deur ons geloofsbelijdenis saam uit te sing vanoggend. Dit is lied 261, daarvan vers 1, vers 2 en vers 3. Kom ons doen dit met oorgawe, lied 261, 1, 2 en 3.
Ons is saam met mekaar in die Here se teenwoordigheid. Hy het ons by hom ontvang met sy seun. Ons het ons geloof in hom bely. Wat doen jy as jy voor God staan, ook vanoggend? Kom ons luister, is deel van ons verootmoediging. Wat staan daar in Micha 6, vers 6 tot 9? Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan, as ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na hom toe gaan, met jaar-oud kalwers? Sal die Here 1000 ramme aanvaar saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortredinge? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied. Dat jy liefde en trou sal bewys. Dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Here te dien, dit is wysheid. Kom ons antwoord hierop met lied 308, vers 1 en vers 5. Ons gaan nou die sakrament van die doop bedien aan klein Mila Wattel. Pragtige dogtertjie van Annay en Bernard. Moes sê ek moes nogal werk hierdie week om 'n glimlaggie uit haar uit te kry, maar ek het dit gekry. Klein Mila, kom ons doop haar. Kom ons luister net vooraf oor die ryk betekenis van die doop. Weet jy, by elke doop maak ons, kan ons sê in die heel eerste plek, 'n geweldige belydenis, 'n hartsbelydenis. En dit is dat ons erken dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore word. Geweldige belydenis wat ons maak. En daarom staan ons onder die toren van die Here en kan ons nie in die koninkryk van God kom as ons nie opnuut gebore word nie. As ons dit bely, dan bely ons ook daarmee saam dat dit God self is wat hierdie stikkende verhouding met ons herstel. En hy doen dit deur wat genoem word sy genadeverbond met ons. Reeds met Abraham, so ver gaan hierdie verbond terug, né? Reeds vir Abraham, wat die vader van al die gelowiges is, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte,
Die Here het gesê, dis 'n blywende verbond. Ek sal vir jou 'n God wees, en die God van jou nageslag. In die Ou Testament was die teken van hierdie verbond van die Here 'n bloedteken, die besnydenis. Want Christus moes nog kom om ons te verlos deur sy bloed. Maar nadat Christus gekom het, en nadat hy deur sy verlossingswerk en deur sy persoon hierdie verbond van die Here op 'n nuwe en finale wyse bekragtig het, het hy die doop gegee as teken van God se verbond met ons. Die doop met die water wat simboliseer die afwassing van ons sondes in Jesus Christus. Wat beteken die doop nou? Ek dink baie belangrik is om te onthou, ons word gedoop in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dit het 'n geweldige betekenis vir ons lewe. Die Here bevestig elke keer met 'n doop dat hy ons neem en ons insluit in sy genadeverbond. Dat hy ons aanneem tot sy kinders. En ons deel laat hê aan die ryke seëninge van hierdie verbond. Ons en ons kinders word aan Christus verbind. Hy wat ons sondes deur sy bloed afwas. Ons doop is 'n versekering ook van die Heilige Gees dat hy in ons wil woon, in ons wil werk. Ons al hoe meer wil vernuut, ook na die beeld van ons Here Jesus Christus. En so is die doop 'n inleiding in die kerk van die Here. En plaas dit op elkeen wat gedoop word. Nie net op Mila vanoggend nie, maar op almal van ons. Die verantwoordelikheid om lewende lidmate van die kerk van die Here te wees. En die doop bly 'n dringende oproep, lewenslank in ons almal se lewe, om die Here wat genade op genade aan ons skenk, om hom met ons hele hart lief te hê, te dien en te vertrou. Kinders, klein babietjies soos Mila vanoggend, moet gedoop word, omdat God reg van die begin, en ons het net nou gehoor, omdat God reg van die begin af die kind ook ingetrek het in sy verbond met gelowige ouers. En daarom kry ons ook in die Nuwe Testament dat waar ouers tot geloof gekom het, hulle en hulle gesinne gedoop is. Want die Here betrek die kind in sy verbond. En al verstaan kinders as hulle gedoop word, al verstaan hulle nog niks wat hier gebeur, soos klein Mila vanoggend, die vat dit niks weg van die absolute geldigheid van wat hier gebeur nie. Ek dink dit beklemtoon net trouens dat dit God is wat eerste na ons toe kom. God wat uit vrye genade sy hande op ons lê en sê, jy's myne, ek neem jou vir my rekening, jy's my kind. Mag ons dit vanoggend ook weer besonderlik raak sien. Met die doop aanvaar ouers die verantwoordelikheid om hulle kinders, soos wat hulle groter word, om hulle te onderrig in hierdie verbond wat God met hulle gesluit het. Ouers aanvaar die verantwoordelikheid om vir hulle kinders voorbeelde te wees van mense wat die Here dien. Hulle aanvaar die verantwoordelikheid om hulle kind in die hand te vat en sê, kom saam.
kom saam, ons gaan die Here dien. Ouers aanvaar die verantwoordelikheid om hulle kinders te help om hierdie beloftes van die Here vir hulle self toe te eien. Net weer voortdurend te ontdek hoe ryk ek is, hoe begenadig ek is in die Here. Ek gaan nou vra dat Anay en Bernard vorentoe kom, sodat hulle kan antwoord op die vraag. Bernard, Anay, asseblief. Voel amper soos julle troudag. Bernard en Anay, julle het gehoor wat 'n ryk betekenis die doop het vir julle, maar ook vir Mila, julle dogtertjie. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel laat gebeur, dat julle dit nie maar net uit gewoonte doen nie, vra ons julle opreg om op die volgende vrae te antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore is en onder die oordeel van die Here staan, vanweë ons donker hart, bely julle dat hulle nogtans in Christus geheilig is. En dat hulle daarom behoort gedoop te wees as lidmate van die kerk van die Here. Bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en hier geleer word die ware en volkome leer van die saligheid is. Beloof julle, neem julle voor. Mila, van wie julle die ouers is, om haar met groot liefde, groot toewyding te leer, te onderrig, haar te vat aan die hand en sê, kom saam, kom ons gaan dien saam die Here, so genadig teenoor ons is. En beloof julle om haar ook te bring, sodat sy verder onderrig kan word in die kerk van die Here. Nou Anay en Bernard, wat is hierop julle antwoord? Ek gaan nou vra dat klein Mila ingebring word, en dan gaan ons die doop bedien. Nou direk na die doopbediening sing ons, ek gee dit vir julle so lank deur, Skrifruiming 16:1, vers 1, 2 en 3. Gaan jy af? Hierdie water is al bietjie koud. Mila Maria wat tel, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen.
Kom ons bid nou saam. Onse hemelse Vader, ons staan verwonderd voor U, vir U genade, op genade teenoor ons, maar ook ons kinders. U weet hoe kosbaar klein Mila ook vir Bernard en Anay is. Dankie dat U ook vanoggend vir hulle versekering gee. Sy is my kind. Ek lê my hand op haar. Ek neem haar onder my sorg. Ek ken haar op U naam. Dankie dat dit waar is van ons elkeen se lewe. En ons bid, Here, dat ons nooit ons eie doop sal vergeet nie. Dat ons elke dag van ons lewe opnuut sal uitroep, ek is gedoop. En so met sekerheid sal lewe. Ons bid dat U vir Bernard en Anay ryklik sal seën, ook waar hulle familie gaan opvoed, waar hulle haar moet lei, haar moet onderrig. En dit in hierdie wrede wêreld waarin ons leef. Geef vir hulle al die krag, die wysheid. Geef hulle harte vol liefde vir haar en vir U. En mag hulle geloofsbegeleiding ook van haar vir hulle een groot vreugde wees. En mag hulle die dag beleef dat hulle sal hoor en sien, my kind glo, my kind het die Here lief. Vervul die beloftes ryklik in haar lewe. En mag sy met getrouheid U dien en haar oë ook op U gerig hou tot die einde van haar lewe. Ons dankie dat familie hierdie dag saam met Bernard en Anay mag beleef. Oupas en oumas, ouma grootjie, so ryk seën wat U vir hulle gee. Saam met hulle eer ons U, Here, en bo alles, al die lof, al die dank, ook van ons harte vir U. Hoor ons gebed, dit bid ons om Christus ontwil. Amen. Ek gaan nou vir oupa Roelie vra om Mila se Bybeltjie aan Bernard en Anay te kom oorhandig. Asseblief, Roelie. My skoonpa het op 'n dag vir my gesê, hy sê hoe ouer jy word, hoe meer emosioneel raak 'n mens. Is dit nie waar nie? Oomblikke soos hierdie, onvergeetlik. Kom ons lees saam uit die woord van die Here, uit Lukas 7. Lukas 7, ons lees vanaf vers 11 tot 18. Lukas 7, vers 11 tot 18. Kort daarna het Jesus na 'n dorp met die naam Nain gegaan en sy disippels en 'n hele menigte mense. En Jesus het vir hulle gesê:
is saam met hom. Toe hy naby die ingang van die dorp kom, word daar juis 'n dooie uitgedra om begrawe te word. Hy was die enigste seun van sy ma en sy was 'n weduwee. Byna die hele dorp se mense was saam met haar. Toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê, moenie huil nie. Hy gaan toe nader en vat aan die baar. Die draers gaan staan toe en hy sê, jong man, ek sê vir jou, staan op. Die dooie het regop gaan sit en begin praat. En Jesus het hom aan sy ma teruggegee. Almal is met ontzag vervul en het God geprys deur te sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan. En God het na sy volk omgesien. Die berig oor wat hy gedoen het deur die hele Joodse land en die omliggende gebied versprei. Nou my liewe broeders en susters, as 'n mens hierdie gedeelte saam lees, dan kom jy baie vinnig agter, hier kom 'n botsing reg van voor. Twee groepe mense gaan mekaar kop aan kop ontmoet. Vanuit die dorpie kom daar 'n begrafnisstoet, begrafnisoptog. Hulle is op pad na die begraafplaas toe. En hierdie groot begrafnisstoet het 'n dooie in sy midde. Op die draagbaar lê die enigste seun van 'n weduwee. Nou kan jy jou indink, wat hierdie arme weduwee nou nog gehad het, is van haar weggeneem. Haar enigste seun. Dink vir haar moes die toekoms donker gelyk het. Ons kan sê vooraan hierdie stoet wat op pad is begraafplaas toe, vooraan daardie stoet loop die koning van die dood. En saam met hom 'n hele klomp hartseer mense. Dis die een groep. Van die ander kant af, reg van voor, kom daar ook 'n ander groep mense. En in hierdie groep mense is daar die koning van lewe, ons Here Jesus Christus. En hy word gevolg deur sy klompie disippels en met 'n hele groot groep nuuskierige mense. Voel jy aan, lewe en dood gaan mekaar nou ontmoet. Hulle gaan mekaar ontmoet daar buite die stadspoort van Nain. Nou, my liewe broeders en susters, gewoonlik staan die lewe vir 'n oomblik op sy met die dood. Of die lewe gaan staan vir 'n paar oomblikke doodstil, wanneer daar dood is, of wanneer daar 'n begrafnisstoet verbygaan. Maar hierdie keer is dit totaal anders.
Jesus Christus, die koning van die lewe. Hy tree na vore. Hy tree na vore en hy bring hierdie begrafnisstoet tot stilstand. Hoekom doen hy dit? Hy was diep in sy hart geraak deur die verlies van hierdie weduwee. Dink hy was diep geraak deur haar pyn, haar hartseer. Dit is mos so kenmerkend van ons Here Jesus. Jy sal onthou met die dood van Lazarus, sy goeie vriend. Lees ons dat toe Jesus vir Maria sien, hartseer, gebroken, lees ons dat hy self aangedaan geraak het. Ons lees selfs dat toe hy dit alles sien, het hy self gehuil. Hy het hartseer geword, want hy het die vernietigingswerk van die dood gesien. Hartseer, want die dood breek kosbare bande stukkend. Dit veroorsaak soveel trane, soveel pyn. En ons Here Jesus se trane, sy meegevoel, was dan in 'n sekere sin ook 'n verset van hom teen die mag van die dood en die vernietigingswerk wat die dood aanrig in mense se lewens. Daar by die stadspoort van Nain was dit nou die tyd in ons Here Jesus se bedieningswerk hier op aarde, dat hy homself wil bekend maak, dat hy homself wil openbaar as die koning van lewe. Daarom bring hy daai begrafnisstoet tot stilstand. Hy raak die draagbaar aan en dan sê hy vir die jongman, jongman, ek sê vir jou, staan op. Sy almagswoord, kan ons sê, dring hier diep in die doderyk en roep die seun tot lewe. Hy gaan sit regop en hy begin praat. Wat hier gebeur is, die dood moet as ware sy prooi teruggee. Want Jesus het die mag oor die dood. Hy is inderdaad die koning van lewe. Weet jy, in die evangelies lees ons op 3 plekke van 3 opwekkings wat plaasgevind het, opwekkings uit die dood. Ons lees van die opwekking van die dogtertjie van Jairus, die seun van die weduwee van Nain, en dan die opwekking van Lazarus. En as 'n mens die 3 met mekaar vergelyk, dan tref dit jou dat ons Here Jesus al dieper en dieper in beweeg in daai magsgebied van die dood. In die huis van die dogtertjie van Jairus, het die dogtertjie nog net op sterwe. By die weduwee van Nain, het die seun al op 'n draagbaar en hulle is op pad begraafplaas toe. By Lazarus, as hy daar aankom, ons Lazarus al 4 dae in die graf.
stukkie vir stukkie, tree vir tree. Vat hy die dood aan. Betree hy die terrein van die dood. Totdat hy bietjie later aan die kruis sterf. Om die dood te maak. Die opwekking van hierdie jong man by Nain, kan 'n mens sê, was 'n magtige profesie van die opstanding van ons Here Jesus Christus, van sy oorwinning uit die dood. Aan die kruis het hy gesterf en betaal vir ons sondes. Maar as hy daardie Paasondag uit die dood uit opstaan, dan is hy die magtige oorwinnaar oor die mag van die dood. As hy daar opstaan, dan staan hy op as die koning van lewe. En dit is my altyd so pragtig dat in Openbaring, as ons Here Jesus oor homself praat, as hy homself bekendstel aan Johannes, dan sê hy vir Johannes, ek was dood, en kyk, ek lewe tot in ewigheid. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Die koning van lewe, ons Here Jesus Christus, het die dood in al sy afgryslike forme, hy oorwin. Weet jy, die mense van Nain het nog voor die groot dag van Christus se opstanding uit die dood gelewe. Ek en jy leef daarna. Hy het reeds triomfantlik uit die dood uit opgestaan. En al moet ek en jy nog sterwe om hierdie ou lewe af te sterf, om dit finaal agter te laat, het Christus die angel uit die dood gehaal. In hom mag ons uitsien na die opstanding in heerlikheid. In hom mag ek uitsien en selfs daarna verlang om in heerlikheid te leef by die Here. Weet jy, broeders en susters, ons beleef 'n tyd ook in ons gemeente waar daar lidmate is wat kritiek siek is. Van tyd tot tyd terminaal siek. Ek dink vanoggend aan Willem Wieringa. Sommige sterf. Baie begrafnisse. Troos jouself. En troos ook die geliefdes van hierdie mense. Troos hulle self. Dat ons behoort aan die koning van lewe. Hy het die oorwinning behaal. Ons kan sê hy het die doodsakker, ook ons doodsakker, 'n lewensakker gemaak vir elkeen wat aan hom glo en in hom lewe. Weet jy, ek wil graag vanoggend hierdie opwekkingswonder van Lukas ook toepas op die doop van vanoggend. Het jy opgemerk wat Jesus na die tyd gedoen het? Ons lees en Jesus het hom aan sy ma teruggegee.
Hierdie woorde laat my baie nadink. Het hom teruggegee aan sy ma. Ek dink hier lê in iets diepers wat ons kan toepas op die doop van ons kinders. Ons kinders word in sonde ontvang en gebore. So bely ons dit, so het ons dit vanoggend weer bely. Belydenis wat ons hartseer doen, maar dit is so. Omdat hulle in sonde ontvang en gebore is hulle van nature onder die heerskappy van die dood. My liewe broeders en susters, kyk net wat met die doop gebeur. Ons kan sê die doop is 'n heerskappy verandering. Deur die bloed, deur die sterwe, deur die opstanding van Jesus Christus word elke kindjie, word Mila ook opgeneem in die ryk van Jesus Christus, die koning van lewe. Die doop sê vanoggend, Mila, jy is Christus se. Jy behoort aan hom. Jy kan lewe onder sy heerskappy. So ontvang daai kindertjies die ryke beloftes van 'n Vader wat vir hulle sal sorg, die Seun wat hulle sal reinig van hulle sondes, die Gees wat hulle sal woon en hulle sal werk. Maar by die doop gee Jesus Christus ook daai kindjie, ons kinders, vir ons terug. Hy gee daai kind terug met die heerlike sekerheid. Hierdie kind, jou kind, pa en ma, is myne. Behoort aan my. En daarom, liewe pa en ma, onthou dit elke dag van jou lewe. My kind is die Here se. My kind is Christus se. Ook as jy met jou kind deur moeilike tye gaan, ook as hulle groter word, herinner jouself daaraan. Die Here sê vir jou, gaan doen jou werk wat jy moet doen met jou kind. Gaan leer hulle, onderrig hulle, gaan begelei hulle. Die Here sê, gaan doen jou werk. Ek sal deur my Gees in jou kind werk om die koning van lewe, Jesus Christus, te ken, lief te hê en te dien. En daarom vanoggend, broeders en susters, aan al ons ouers, en ons as ouderlinge praat baie oor die opvoeding van ons kinders, die verbondsopvoeding van ons kinders deur ons ouers in hierdie gemeente. Jy vra, is jy dankbaar? Is jy diep dankbaar voor die Here? Is jy opgewonde om te weet, my kind behoort aan die koning van lewe? Inspireer dit jou om tyd te maak om jou kind te onderrig? Motiveer dit jou om vir jou kind regtig 'n voorbeeld te wees van iemand wat die koning van lewe navolg? Motiveer dit jou om elke geleentheid te gebruik om jouself toe te rus?
Die Here se kindjie wat hy aan jou toe vertrou het, te kan lei. Wie self, broeders en susters, die koning van lewe volg, gaan dit verseker voluit doen. By so iemand is daar nie 'n ja maar nie. Ja maar dit, ek is besig, ek het baie dinge. Daar's nie ja maars nie. Want die genade van die Here is net te groot. Is eenvoudig te groot. Gaan my kind neem. Gaan hom bid. Gaan hom onderrig. Gaan hom help, gaan hom begelei. Die koning van lewe te ken. Amen. Kom ons sing Skrifbreiding 1:6, daarvan vers 1 en 3 en daarna gaan ek vir ons bid. Ons hemelse Vader, ons dankie dat ons en ons kinders aan Jesus Christus behoort. Dat ons kan sê ons is Jesus Christus sin. Dankie dat hy ons koning en ons Here is, onder wie ons leef, vir wie ons leef, en wie ons ook tegemoet leef. Ons dankie vir ons Here Jesus Christus se magtige oorwinning, die donker magte van die dood. Dankie dat ons kinders van die lewe kan wees. Dat ons kan uitsien, uitstrek na heerlike opstanding in heerlikheid, om ewig met U en by U te leef. Here, laat ons dit nie uit die oog verloor nie. Maak dit lewend in ons eie lewe. En mag ons met groot verwagting, met blydskap, maar ook met toewyding ons Here Jesus Christus tegemoet leef. Dankie dat U soveel genade ook aan ons kinders gee. En Here, U gee vir ons in hierdie gemeente soveel kinders. Hier is so 'n ontsettende verantwoordelikheid
op ons as gemeente, op ons as ouers. Dankie dat ons werk kan begin doen. Deur U wat vir ons sê, jou kind is myne. Here, vervul al U beloftes tog in die lewens van ons kinders. Mag ons as ouers die geloof vir ons kinders eg maak. Mag hulle dit sien, mag hulle dit proe, mag hulle dit beleef in ons huise, saam met ons, dag vir dag, in en deur alles wat gebeur. Mag ons kinders, wanneer ons saamkom, wanneer ons sing, wanneer ons U dien, mag hulle 'n vreugde in ons sien, 'n blydskap in ons sien. Wat hulle ook inspireer om die koning van lewe te volg en te dien. Ons vra dit van U met groot dankbaarheid. Alleen om Christus ontwil. Amen. Die liefdegawes, broeders en susters, is vir die diakonale kas en vir Crossroads. U kan dit by die deure afdra, kan dit ook elektronies afdra, net soos wat u dit verkies. Kom ons sing saam lied 421, daarvan vers 1 en 3, en daarna bly u staan om die seën van die Here te ontvang. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Net 'n paar afkondigings, broeders en susters. Almal wat hierdie jaar die Grief Share program deurloop het. Ons kom eerskomende donderdag aand om 6:00 weer hier in die kerkgebou bymekaar. Is 'n lang beloofde byeenkoms weer, eerskomende donderdag aand 6:00. Dan die kerkalmanakke. Dis die almanakke met die inligting van gemeentes en die dagstukkies. U kan tot vandag toe almanakke bestel. Hier in die portale, daar is lyste op.
Skryf jou naam, selfoonnommer en die hoeveelheid wat jy wil bestel. Skryf dit net daarop en doen die nodige oorbetaling. Ons het nog net vandag tyd. Die kerkraad en die diakens vergader vanmiddag om 17:30. Dis net voor die aandediens in die konsistorie. En dan, ek gaan nou die kinders katekisasie toe laat gaan, maar voordat hulle gaan, wil ek hê Burger Barnhorst moet eers praat oor die kermis. Burger? Jy moet maar op die preekstoel kom staan. Hallo gemeente. Ek moet sê, van ons powerful as jy bo staan, so dankie vir die geleentheid. Okay, julle, soos julle weet, die kermis kom nader. 1 November is die day, of eintlik K-day vir kermis. En ek het nou nie die mees inspirerende quote gekry vanoggend hê, maar kom ons sê maar wat ek neergeskryf het hier. So, it takes a village to reële kermis. So dis dit. So ek wil net sommer net gou begin om te sê net regtig baie dankie vir elke liewe persoon wat sover bystand lewer, wat hulle hulp aanbied, wat bereid is om te help om hierdie dag 'n groot sukses te maak. Op die einde van die dag moet ons almal saamwerk om hierdie dak af te betaal en ons glo regtig met elkeen se hulp sal hierdie doel geskied. So baie dankie. Ek wil vir Esma en vir Christine ook net vir hulle leiding ook net spesiaal dankie sê. Ek dink hulle doen 'n wonderlike werk en ons moet maar die res van ons moet ons ook maar by 'n handjie bysit om te kyk waar ons kan help. So op daai punt sal julle nou in die bietjie dik boodskapper vandag sien, ons kort nog 'n bietjie hulp. Ons is 2 weke weg, maar die ding is ons kort hande om te help. So dit is van nog 'n paar mense wat net 'n bietjie kan handbysit by die stalletjies, maar dan is daar ook 'n finansiële impak. Ons kan nie verwag dat al die mense wat 'n stalletjie het, hierdie koste self moet dra nie. Ons wil ook nie noodwendig hê die geld moet terug van die kerk af geklein word nie, net oor die feit van ons wil die geld in die kerkkas insit sodat ons die dak kan afbetaal. So as die Here op jou hart druk, asseblief steek jou hand op. Maak jouself beskikbaar. Selfs is dit net vir 'n uur of 2 om by 'n stalletjie uit te help. Of as jy nou nie dit kan doen nie, miskien net as daar 'n paar ekstra sente ergens in 'n bankrekening of in 'n beursie lê, stuur dit na die kant toe, laat ons hierdie dag 'n groot sukses kan maak. Dit sal regtig baie help. So julle sal binne die ding sien, daar is nog 'n paar stalletjies wat handjies nodig het. Ek gaan nou nie deur die lys gaan nie. Julle kan daarso self kyk, maar ook dan die finansiële bydrae. So kyk asseblief hier deur en dan laat weet ons asseblief hoe julle kan help en waar julle kan help. Dan is daar 'n stalletjie wat nou nog nie op die lys is nie. Die kaasstalletjie. So ek weet nie wie van julle soos 'n Franse persoon kan praat nie en maak asof julle kan fancy kaas verkoop nie. Of dis 'n klomp Nederlanders hierso en Nederlanders is geneig om goeie kaas te maak en te kan eet. So as iemand of 'n wijkgeleed of 'n GF miskien net kan besluit, yes, kom ons doen dit, kom ons commit en ons verkoop 'n bietjie kaas op die dag, sal ons dit baie kan waardeer. En dan, ek weet nie wie van julle weet nie, maar ek kom oorspronklik uit die wynbedryf uit, so dit is nou weer 'n gedeelte wat baie naby aan my hart is. En die feit dat ons almal doppers is ook maar miskien daai bynaam vir 'n rede. Soos julle weet het laas jaar by die wynveiling is die gedeelte van die kermis waar ons die meeste geld insamel. Dit het 'n groot gedeelte van die geld ingebring. So ons wil hierdie jaar weer hê dit moet soveel as moontlik geld inbring, maar daarvoor kort ons ook hulp. So as ons julle hulp kan vra vir 'n bietjie skenkings wanneer dit kom by wyn, dit is die maklikste ene. Jy gaan na jou huis toe, jy maak jou drankkabinet oop, jy kyk op binne, hier's 'n bottel wyn wat lekker is of 'n bottel gin of whisky wat ek bereid is om te skenk.
Dit sal great wees. Daar's nog 'n plek wat amper is soos 'n drankkabinet, Pick n Pay Liquors, Spar Tops, al daai tipe goeder. So voel asseblief vry om net 'n bottel wyn te bring. Dit sal great wees. So julle kan met Adrian Skeres daar in kontak tree. As julle skaam is, bring dit volgende Sondag na die wyn, ons sal dit hier bymekaar maak, goeders, maar dit sal great wees sodat ons die goeders net bymekaar kan sit en dan kan ons 'n lekker wynveiling hou. Daarby, ek weet nou nie van wie van julle almal by laasjaars in was nie, het ons die pakkette 'n bietjie vergroot met 'n paar interessante specials. So die van julle wat bereid is om 'n bietjie met gawes ook te kan skenk. So laas jaar was daar van julle wat bietjie julle strandhuise oopgemaak het vir 'n naweek, of as julle mooi kuns maak wat julle miskien net wil gee, laat ons nie net wyn verkoop nie, laat ons dit net 'n bietjie meer vol rond maak. Kan julle daaroor ook vir ons in kontak tree. So ja, dit is maar pretty much dit. Maar so as julle harte kan oopmaak, as God op julle harte druk, asseblief maak kontak met ons. Ons wil hierdie dag so groot sukses maak as wat ons kan. En die ding is, ons dra julle dra ons, maar op die einde van die dag ons almal moet saamwerk om hierdie dag 'n sukses te maak en dit so lekker te kan maak as moontlik. Baie dankie.